Vriende, baie welkom by hierdie week se episode van Wêreldwys hier op Marula Media. Hierdie week se episode is 'n bietjie vroeër as gewoonlik en die rede daarvoor is die pas afgelope vergadering van die München Veiligheidskonferensie in Beieren in Duitsland. 'n Jaarlikse byeenkoms al sedert 1963, net by 3 geleenthede wat dit nie plaasgevind het nie. En dan interessant genoeg presies op dieselfde datum was natuurlik ook die Afrika-Unie se jaarlikse beraad by die AU se hoofkantoor in Addis Ababa in Ethiopië. Ek wil oor beide van hierdie geleenthede gesels en hoe dit inpas by groter geopolitiese vraagstukke die afgelope tyd in die wêreld. Interessant genoeg ook besoeke van die Amerikaanse adjunkpresident J.D. Vance aan Wes-Asiatiese lande, dan ook die Amerikaanse minister van buitelandse sake Marco Rubio se besoek aan Slowakye en Hongarye. En op een of ander manier sluit dit alles tog wel by mekaar aan. Maar ek dink wel vanjaar se wêreld of se München veiligheidskonferensie was belangrik. Dit is natuurlik kort na die Wêreldekonomiese Forum se vergadering wat in Davos plaasgevind het. Daar was die Amerikaanse president Donald Trump self teenwoordig en dit natuurlik kort na sy uitsprake oor Groenland en die spanning tussen Europa en die VSA daaromtrent. En daarom as mens kyk in die post-Davos periode was daar heelwat verwagtinge oor wat Amerika dan gaan sê en doen in München. En natuurlik 'n groot verwagting van die toespraak van Marco Rubio. 'n week of 2 voor die konferensie was die verwagting nog dat die adjunkpresident J.D. Vance weer die konferensie sou toespreek, soos verlede jaar. Nou, verlede jaar het Vance natuurlik by die München konferensie 'n redelike harde toespraak gelewer, wat deur Europeërs as skokkend bestempel is, 'n groot teleurstelling vir sommige, baie het dit beskryf as 'n breuk in die verhouding tussen die VSA en Europa. En daarom het ons nou die afgelope 12 maande natuurlik herbedink eintlik gesien in die verhouding tussen die VSA en Europa na daardie uitsprake van die Amerikaanse adjunkpresident. Die vraag was verlede week nog, sou hierdie konferensie in München vanjaar 'n herhaling wees van verlede jaar se gebeure? Kon dit moontlik lei tot 'n verdieping in hierdie krisis, kan mens dit noem, of hierdie uitdaging ten minste in die verhouding tussen die VSA en Europa, en dit was dan die klimaat wat geheers het voordat die konferensie verlede Vrydagoggend in München in Duitsland afgeskop het. Dis dalk goed om wel bietjie van 'n bestekopname te neem van hoe die verhouding tussen die VSA en Europa die afgelope 12 maande ontwikkel het. En om dit te doen met 'n mens dalk tog wel 'n bietjie teruggaan na die eerste Trump-administrasie. Toe Donald Trump in 2016 verkies is, het hy reeds in daardie verkiesingsveld tog heelwat kritiek teenoor Europa uitgespreek, Europese lande se energieafhanklikheid van Rusland en 'n hele ander reeks dinge in Europa wat hom ongelukkig gemaak het, veral NAVO, die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie se afhanklikheid van Amerika, maar ook sommige Europese lande en dan natuurlik in besonder Duitsland se afhanklikheid van Amerika om hom te help beskerm, die teenwoordigheid van duisende Amerikaanse soldate daar, Amerikaanse weermagbasisse, wat natuurlik die Amerikaanse belastingbetaler alles 'n hele klomp geld kos. So, daardie kritiek was al in die 2016 presidentsverkiesingsveld tog teenwoordig. Toe nadat Trump in 2017, Januarie 2017 president geword het, was daar verskeie ontmoetings waarvan hierdie kritiek herhaal is. Ontmoetings met Angela Merkel, die Duitse kanselier, ook ander leiers van Europa. Daar was ook herhaalde ontmoetings met Jens Stoltenberg, wat op daardie tydstip die sekretaris-generaal van NAVO was. Trump het ook by van die Verenigde Nasies se algemene vergaderings van hierdie kritiek herhaal. Maar ons het nooit regtig gesien dat dit sodanig op 'n spits gedryf word, soos wat dan ook die afgelope 12 maande gebeur het. Daar was wel Trump se uitsprake oor sy behoefte om Groenland te koop,
En dan natuurlik sy dreigemente om selfs uit NAVO te onttrek aanvanklik, maar sy versekerings wat hy wel uiteindelik tydens sy eerste termyn gegee het, dat dit nie sou gebeur nie. Goed, toe was daar die 4 jaar van Joe Biden as Amerikaanse president en toe verlede jaar in Januarie Trump wat 'n terugkeer maak na die Withuis. En slegs enkele weke nadat Trump teruggekeer het na die Withuis, het hy sy adjunkpresident J.D. Vance gestuur om die München Veiligheidskonferensie in Duitsland te gaan toespreek. En Vance se toespraak was, dink ek, verrassend geweest. Ek dink min van die mense wat daar gesit het dit verwag van al die Europese staatshoofde en diplomate wat teenwoordig was. En dit is hoekom daar skok was. Daar was selfs trane geweest, want wat Vance gedoen het was om 'n ernstige kritiek teenoor Europa uit te spreek. Hy het Europa selfs van beskawingsverwaarlosing aangekla en hy het natuurlik verwys na massa-immigrasie, die verlies aan soewereiniteit van Europese lande, die rol van die Europese Unie, die wyse waarop Europese lande eintlik in 'n sin uitverkoop aan hierdie soort van internasionale organisasies, verwysend ook in daardie sin na die Verenigde Nasies, en dan natuurlik die hele woke ideologie, die soort van verlies aan tradisie, kultuur, kultuurbande, geloof, waardes in Europese lande, en daarmee saam natuurlik was daar ook heelwat kritiek van Vance oor sensuur wat in sommige Europese lande toegepas word. Ons onthou almal verlede jaar tot in Engeland waar mense in hegtenis geneem is oor plasings wat hulle op sosiale media gemaak het. So die toespraak verlede jaar was 'n harde toespraak gewees en baie Europeërs het gesê dit het 'n permanente skade aangerig aan die verhouding tussen Europa en die VSA, en dit in 'n tyd waar die oorlog in Oekraïne voortwoed en waar daar natuurlik 'n behoefte was om by verlede jaar se konferensie op Oekraïne te fokus, ondersteuning aan Oekraïne en wat nodig is om 'n einde te bring aan die oorlog daar. So J.D. Vance nie baie gewild daar weg in München verlede jaar nie, maar wel met 'n baie duidelike boodskap aan Europese leiers en daarmee saam ook nuwe energie vir regse partye, nasionalistiese partye, anti-immigrasiepartye, wat dan ook natuurlik daarna in verskeie verkiesings reg deur Europa besonder goed gedoen het. Toe was daar natuurlik verlede jaar verskeie besoeke van Europese leiers aan die Withuis en Trump het hulle altyd goed ontvang het, behalwe nou vir daardie een insident aanvanklik met Oekraïne se president Volodymyr Zelensky, was daar baie ander goeie ontvangste. Daar was selfs 'n geleentheid waar 'n hele aantal Europese leiers saam die Withuis besoek het en daar is voortdurend dus gepraat oor samewerking, oor wat in NAVO nodig is en dis die uitdagings nie net van die oorlog in die Oekraïne nie, maar ook die toekoms van die transatlantiese verhouding tussen die VSA en Europa. Die belangrike verandering in leierskap wat in Europa plaasgevind het, was nie noodwendig die nuwe Duitse kanselier of die nuwe Britse premier of enige van hierdie leiers nie, maar wel 'n verwisseling van leierskap by NAVO. Jens Stoltenberg wat sy termyn verby is, hy het uitgetree en hy is vervang deur Mark Rutte. Rutte wat vir 4 jaar eerste minister van Nederland was, wat daar altyd 'n liberale regering gelei het, maar Rutte wat onmiddellik besef het dat hy na Trump moet uitreik en dat hy homself baie naby aan Trump moet posisioneer ten einde NAVO te beskerm en seker te maak dat Amerika verbind bly tot NAVO. So ons het besoeke van Rutte gesien aan Trump in die Withuis. Ons het die NAVO-beraad in Den Haag gesien waar Trump 'n spesiale posisie ingeneem het en waar hy moeite gedoen het om heen te reis. En daar was duidelik 'n groot poging van Rutte om NAVO te beskerm verlede jaar na alles wat by München gebeur het met J.D. Vance se toespraak en al die ander uitdagings daarmee saam en natuurlik intussen steeds die uitdaging om 'n einde te bring aan die oorlog in Oekraïne, maar ook om seker te maak dat Europa homself in die toekoms kan beskerm. En een van die grootste deurbrake wat ons onsself gereeld aan moet herinner is natuurlik die verbintenis toe verlede jaar van NAVO-lidlande om hulle militêre spandering te verhoog. Nou die NAVO teiken tot
verlede jaar was 2% van 'n land se bruto binnelandse produk. Dit is nou verhoog na 5%. Nou ja, 'n deel daarvan kan aan infrastruktuur spandeer word wat jou militêre pogings, jou verdediging ondersteun. So dis nie net 'n suiwer militêre begroting van 5% nie, maar dit is wel 'n wesenlike styging aan die militêre begroting. Nou dit moet 'n mens in ag neem waar baie van hierdie lande vandaan kom. As jy 'n land soos Kanada kyk, het 'n tyd gelede nog maar 1,5% skaars, minder as dit selfs, van sy BBP aan verdediging spandeer. Spanje is een van die groot sondaars, Italië, België, baie van hierdie lande het nooit eers tot voor verlede jaar die 2% teiken bereik nie. So die verbintenis om uiteindelik 'n nuwe teiken te bereik, belangrike deurbraak wat dink ek in groot mate bemiddel is tussen Mark Rutte en Donald Trump, en dis verlede jaar aangekondig. So dit was so 'n bietjie die aanloop verlede jaar dan nou in hierdie verhouding wat baie steeds gespanne gesien het en waaroor baie steeds bekommerd was. En toe kom vanjaar natuurlik, en dit is Groenland en Davos en München, en dit is waaroor ek dan eintlik vandag met julle wil gesels. Nou baie in Europa sal sê dat die verhouding tussen die VSA en Europa die jaar nie goed begin het nie met die Amerikaanse president Donald Trump se dreigemente rondom Groenland. Hy het natuurlik gesê hy wil of Groenland koop of eenvoudig Groenland vat, maar Groenland moet deel word van Amerika. Dit het tot 'n ewige reaksie in Europa gelei. Selfs kan 'n mens sê 'n soort van teenreaksie, sommige Europese lande wat 'n klompie soldate Groenland toegestuur het, sommige wat diplomatieke dienste daar gaan open het wat hulle nooit gehad het nie, en baie Europese leiers wat gesê het hierdie is nou eintlik die finale strooi in hierdie verswakkende verhouding tussen Europa en die VSA. Die hele opbou na dit was natuurlik uiteindelik die Wêreldekonomiese Forum se byeenkoms enkele weke gelede in Davos in Switserland. President Donald Trump wat spesiaal soontoe gevlieg het om dit by te woon, en daar het hy sy toespraak gelewer en gesê waarom hy dink Groenland so belangrik is. Hy het gepraat oor die Arktiese Oseaan, verdediging in die Arktiese Oseaan, Rusland en China se baie sterk posisie met militêre basisse, Russiese militêre basisse om die Arktiese Oseaan, en dan natuurlik Europa se verwaarlosing van die gebied, van die verdediging. Dit is nie net Europa wat skuldig is, Kanada is by uitstek skuldig daaraan. Hulle beheer natuurlik 'n groot deel van die Arktiese streek, maar natuurlik ook jou Noord-Europese lande, wat eenvoudig net oor dekades nie genoeg gedoen het om hulle verdediging in die Arktiese streek op te skerp nie. En Trump wat 'n baie harde, baie blaatante toespraak eintlik daar in Davos gelewer het om te sê, wel, dit kan nie so voortgaan nie. Hierdie is onaanvaarbaar, en as ons dan iets moet doen, dan sal Amerika iets daaraan doen. En toe kom die deurbraak na Trump se toespraak in 'n bilaterale ontmoeting, weer eens met die sekretaris-generaal van NAVO, Mark Rutte, en na die ontmoeting kondig Trump aan dat daar 'n ooreenkoms bereik is met Rutte en dat NAVO een of ander rol sal speel in Groenland. Daar sal 'n plan onderhandel word en daar's eintlik 'n skikking. En sedertdien hoor ons eintlik nie vreeslik baie van die Amerikaanse president oor Groenland nie. Ons weet daar is tans onderhandelinge aan die gang, en dit gaan waarskynlik behels 'n groter NAVO militêre teenwoordigheid in Groenland met Amerika wat op verskeie terreine leiding daaraan sal neem. So Amerika wat 'n belangrike rol sal speel. Dit sal die waarskynlike skikking daarvan wees. En toe het almal natuurlik 'n sig van verligting gegee na Davos. Daar was natuurlik ook by Davos die toespraak van Mark Carney. Nou alle liberale, soort van linkse kommentators, leiers, politici, ook hier uit Suid-Afrika, het natuurlik groot lof gehad vir die toespraak van Carney. Carney se toespraak was baie eenvoudig. Nou moet ons net onthou, Carney beskou homself as 'n absolute opponent van Donald Trump. Hy stel Kanada eintlik op teen die VSA. Dit het reeds negatiewe ekonomiese gevolge vir Kanada gehad, eintlik ook vir die VSA, maar die VSA wat dit kan teenwerk met sterk handel met Mexiko. En Carney wat homself op 'n baie arrogante manier eintlik teen Amerika opstel, en wat toegesê het, maar goed, jou middelmoondhede moet 'n nuwe alliansie vorm. Dit is dan nou juis
nie die supermoondhede nie lande soos Amerika en China en Rusland en al die enkele grootste moondhede in die wêreld nie, maar hierdie groep van middelmoondhede, wie ook al hulle dan nou is, mense sou kon dink dit is seker Saudi-Arabië en Brasilië en Kanada. Ek weet nie of Saudi-Arabië ingesluit sal word nie, omdat dit nie 'n demokrasie is nie. Sekerlik lande in Asië so Suid-Korea, maar en Australië by uitstek ook. Maar al hierdie middelmoondhede moet dan nou 'n soort van groepering vorm, alliansie, en hulle moet leiding gee in die wêreld. Hulle moet eenvoudig leiding neem vir die bevordering van multilateralisme. Dit is natuurlik 'n pypdroom en sedert dan word daar niks daarvan gekom nie en daar gaan ook niks hiervan kom nie, want uiteindelik verskil die uitgangspunte van hierdie middelmoondhede dramaties. Dis die een belangrike punt. Die ander punt is natuurlik dat al hierdie middelmoondhede spesifieke verhoudinge met die supermoondhede staan. En dat die meeste van hulle nie hierdie supermoondhede wil kwaad maak nie. Ons sien wat Mexico doen om naby aan die VSA te bly posisioneer, wat Argentinië doen, wat baie lande in Afrika doen, die Midde-Oosterse lande, die ryker Arabiese lande, wat hulle self eintlik die afgelope maande in 'n groot mate by die VSA op verskillende terreine geskaar het. En dan sien ons lande wat hulle self, wat steeds baie sterk bande met China het en dit wil behou. So die idee van 'n soort van groepering van middelmoondhede is 'n pypdroom. Maar ja, dit het natuurlik lieflike musiek gewees vir die ore van die linkse media, die New York Times en al die soort van ouens het natuurlik baie lekker daaroor geskryf en baie mooi ideale en drome soort van verwesenlik waarvan daar sedert die niks gekom het en in die volgende jaar ook niks gaan kom nie. So, waarheen is ons dan op pad? Wat behels al hierdie gebeure dan nou kom ons wees eerlik, ek is nie onkrities oor Donald Trump nie. Ek dink sy hantering van die Groenland kwessie was totaal onbeholpe. Dit was onbehoorlik geweest, dit was verkeerd aangepak, hoewel die beginsel waaroor hy gepraat het altyd korrek was en daarmee was ek altyd met hom eens. Hy was volledig korrek oor die verwaarlosing van die Arktiese streek. Hy steeds oor wat Europa gedoen het om welsynstate uit te bou en soos Duitsland verlede jaar 50 miljard euro te spandeer aan immigrante, om immigrante te huisves en hulle geld aan hulle uit te betaal, in plaas van om hulle eie verdediging in plek te kry en seker te maak dat hulle weermag behoorlik gefinansier word. So Trump se kritiek is heeltemal korrek. Die manier waarop hy die Groenland kwessie aangepak het, was nie noodwendig altyd fatsoenlik, so mens kon sê, gewees nie. Maar goed, na Davos was die vraagstuk dus die volgende groot geleentheid en dit is dan die jaarlikse München Veiligheidskonferensie en vir jaar was die wêreld se oë behoorlik toegespits. Ek moet sê, per sommige jare kyk almal nie daarna nie. 4 jaar gelede het almal daarna gekyk omdat dit natuurlik kort was voor die uitbreek van die Oekraïne-oorlog. Wat sou Rusland sê, wat sou Rusland doen? Daar was eintlik 'n periode waar Rusland nogals dopgehou is. Deesdae woon Rusland natuurlik nie meer die konferensie by nie, maar daar was 'n tyd wat Rusland teenwoordig was. Vir jaar was 'n bietjie van fokus op China ook gewees. Wang Yi, die Chinese minister van buitelandse sake, interessante toespraak. Ek sal nou daarna verwys wat hy gelewer het. Maar die wêreld se oë was op Marco Rubio, die Amerikaanse minister van buitelandse sake, wat Saterdagoggend 'n toespraak gelewer het. Nou Vrydag het die konferensie begin met Friedrich Merz, die Duitse kanselier, eintlik nogals 'n bietjie Amerika uitgedaag in sy toespraak. Hy het ook gepraat dat die soort van gevestigde wêreldorde nou opgesê en vernietig is en miskien is dit dalk ook goed dat dit gebeur het. Daaroor kan ons met mekaar 'n gesprek voer, maar hy is natuurlik opgevolg deur sy groot vriend Emmanuel Macron, wat ook gepraat het oor wat Europa alles moet doen. Dat Europa moet saam staan. En dit natuurlik 'n dag nadat die twee leiers saam met Keir Starmer vergader het. Ons het al die foto's gesien, oral oor die sosiale media, die foto's van Starmer, Merz en Macron, wat natuurlik wys dat hulle saamkom en sterk staan. Nou interessant genoeg, die Amerikaanse peilingsagentskap Morning Consult het dis nou bietjie meer as 2 weke gelede, 'n peiling gedoen onder die grootste demokrasieë in die wêreld. Ek dink omtrent 20, bietjie meer as 20 lande, tussen 20 en 30 lande. En die 3 lande met die ongewildste leiers
is Brittanje, Frankryk en Duitsland. Starmer, Merz en Macron is uiters ongewild. Ons weet dit, mense hoef dit eintlik nie te herhaal nie. Dit is 'n feit. Die gewildste leiers in die demokratiese wêreld is Sanai Takaichi van Duitsland, dit is Narendra Modi van Indië, dit is die nuwe Suid-Koreaanse staatshoof wat verlede jaar aangewys is, en dan Javier Milei van Argentinië, dis die een persoon wat ek onthou. Dis die 4 wat die gewildste is in die demokratiese wêreld. Dit sê vir jou baie oor in demokratiese lande die soort van leierskap wat tot mense spreek, en dan die soort van leierskap wat nie tot mense spreek nie. En hier verwys ek nou na Starmer, Macron en Merz. So ek sou nie noodwendig so uitdagend gewees het soos Merz en Macron by München nie, maar hulle was dit wel gewees. Maar uiteindelik die fokus Saterdagoggend op die toespraak van Marco Rubio, en wat 'n uitnemende toespraak. Die belangrikste, in my opinie, geopolitieke toespraak tot nou toe van jaar in die wêreld. Belangriker as Trump se toespraak by Davos, belangriker as ander toesprake in München, soos Wang Yi se, nie dat die Chinese minister se toespraak nie belangrik was nie, dit was baie belangrik. Daar was baie ander groot toesprake die afgelope paar weke, maar hierdie toespraak van Rubio was werklik belangrik. En dit het natuurlik anders geklink as die toespraak verlede jaar van die adjunkpresident J.D. Vance, maar dit het wel voortgebou op dieselfde temas. Maar Rubio se boodskap was duidelik. Amerika en Europa is bondgenote. Hulle het nie internasionale organisasies soos die VN nodig om dit vir hulle te bevestig nie, maar hulle kan nie sonder mekaar nie. Hulle is verbind kultureel, histories, deur die geskiedenis aan mekaar. En hy het gepraat oor die geskiedenis en waar sy eie mense vandaan kom en die ou kultuurbande en hoe belangrik dit is om dit in stand te hou. En hy het pertinent en direk verwys na die westerse beskawing en die beskawingskrisis in Europa. Nou ek sien intussen het Kaja Kallas, die Europese Unie se buitelandse hoof, gesê, daar's geen beskawingskrisis nie, maar nou ja, vir haar is daar ook geen ander krisis nie, daar's net een krisis en dit is die oorlog in Oekraïne. Maar Rubio is natuurlik reg. Daar is 'n beskawingskrisis in Europa. Daar was massa-immigrasie die afgelope jare wat tot 10 miljoene immigrante uit die Midde-Ooste en Afrika gelei het. Daar is 'n totale veroudering van die bevolking. Daar's letterlik kulture en tale wat besig is om uit te sterf in Europa. Daar's 'n totale verlies aan geloof, aan identiteit, aan tradisies. En mense kan aanhou van hoe groot en wyd die krisis in Europa is. Europa verkeer in 'n krisis. En sommige mense erken dit wel, sommige leiers, en hulle verdien wel die respek om dit te erken. Maar goed, Rubio wat verder as dit gegaan het, Rubio wat ook gepraat het oor hoe moet hierdie samewerking en hierdie toekoms dan lyk, wat moet gebeur? En hy het dan spesifiek gewys na 'n bondgenootskap tussen Amerika en Europa, waar Europa sterk is. En hierdie is 'n baie belangrike punt vir meer as een rede. Want vir al die media, maar ook baie kommentators en mense het die afgelope 12 maande die indruk geskep dat Amerika 'n soort van eensydige wêreldbeeld op ander wil afforceer, ook op hulle bondgenote. En natuurlik dat Amerika die reëls wil bepaal, die reëls van verhoudinge, die spelreëls wil bepaal, en dat die res dan bloot moet volg. Dit is nie wat Rubio gesê het. Wat Rubio gesê het, is vir 'n goeie, volhoubare transatlantiese verhouding is 'n sterk Europa juist nodig. Europa moet weet dit goed gaan, ekonomies, kultureel, demografies, maar ook militêr. Europa wat meer kan doen om homself te verteenwoordig, sodat Amerika op ander plekke meer kan doen. Europa wat verantwoordelikheid vir sy eie toekoms neem, maar dit doen dan in verhouding met die VSA met daardie selfde sterk bande. Baie van wat Rubio gesê het eintlik geklink soos toesprake wat Ronald Reagan in die 1980s gelewer het. Natuurlik
die Amerikaanse eie belang, die Amerikaanse nasionale belang. Want dit is die werk van die Amerikaanse regering, dis die werk van Marco Rubio om te praat oor wat is in belang van die VSA en die mense van die VSA, en hy het dit ook gedoen. Maar ja, 'n werklik indrukwekkende toespraak. Hy het gepraat oor Rusland en of Rusland ernstig is regtig om 'n einde te bring aan die oorlog in Oekraïne. Hy het gepraat oor China en die onverzoenbare verskille tussen Amerika en China, maar ook die noodsaak dat Amerika en China moet praat en waar hulle kan saamwerk vir 'n beter en 'n sterker wêreld. Ek dink dit is 'n toespraak wat, soos iemand sê, daardie suikerklontjie is wat jy soms vir 'n kind moet ingee saam met baie slegte medisyne. Want Rubio se boodskap is dieselfde boodskap as J.D. Vance in verlede jaar. Dit is daardie slegte medisyne. Dis 'n nodige medisyne, maar hierdie keer het daar 'n suikerklontjie bygekom, daardie bevestiging van die vriendskap en die bondgenootskap en die noodsaak daarvan, en dat Amerika nie besig is om sy rug op Europa te draai nie. Dit is steeds 'n liefdesverhouding, maar miskien 'n bietjie meer 'n soort van realistiese soort van verhouding, nie meer die verhouding wat eintlik in 'n sin bietjie onvolhoubaar was. Die afgelope paar jaar, kan mens maar self sê, in die periode na die einde van die Koue Oorlog nie. So ja, 'n belangrike, fascinerende toespraak. As jy dit wil gaan kyk dit gerus. Dit is beskikbaar op YouTube. Dit het ook verskyn op die Amerikaanse Ministerie van Buitelandse Sake se webblad. Gaan lees gerus die toespraak. Dit was 'n baie belangrike toespraak. Nou goed, by hierdie München Veiligheidskonferensie is daar ook baie bilaterale ontmoetings. Rubio wat ook daar ontmoet het met Europese leiers, ook met Zelensky van Oekraïne. Daar was verskeie belangrike vergaderings gewees om te praat oor alles van die Gaza-strook en die oorlog in Oekraïne tot dan nou NAVO en hierdie transatlantiese verhouding. So in baie opsigte positief. Ek dink die feit dat Marco Rubio 'n staande ovasie gekry het, sê baie. Dit wys vir ons dat die Europeërs verlig was oor sy toespraak en dat daar wel 'n gevoel is dat die verhouding tussen Amerika en Europa nie bloot maar net opgesê is deur die Amerikaners en deur die Trump-administrasie die afgelope 12 maande nie. Direk na Rubio was geskeduleer Wang Yi, die Chinese minister van Buitelandse Sake. Nou, Wang Yi is 'n baie ervare diplomaat. Hy doen al baie lank in die Chinese regering, al lankal die minister van Buitelandse Sake. Baie ervare, ek dink as ek reg onthou, hy 73 jaar oud of so. Hy doen hierdie al lank en mens kon dit van sy toespraak ook aflei. Tipiese Chinese buitelandse beleid, skep die persepsie, gegeewe dit wat die afgelope 12 maande gebeur het, skep die persepsie dat China die enigste supermoondheid is wat tans 'n soort van stabiele verhouding aan sy bondgenote bied. 'n rustige, stabiele land wat konstant is. Hy het herhaaldelik in die toespraak gesê, maar Chinese beleid bly altyd dieselfde. Jy kan altyd China vertrou, jy weet waar jy met China staan, en die Chinese is 'n stabiele, standvastige soort van bondgenoot. Dit was 'n belangrike deel van sy tema, maar interessant hier na die einde toe, en veral in die vraatyd, het hy baie harde woorde vir Japan gehad, en vir die Japaneese eerste minister, al het hy haar nie by name genoem nie. Dit het oor Taiwan gegaan. En dit is natuurlik wat ons van China sien die afgelope paar jaar, al hoe harder, die retoriek wat al hoe harder word oor China se reg om Taiwan te besit, dat Taiwan eintlik maar deel is van China, dat dit verenig moet word, en dat niemand daarmee kan inmeng en 'n woord het om oor te sê nie, nie oor met uitspreek, en hy was baie krities teenoor Japan, maar ook die VSA, as dit kom by Taiwan. So dit is interessant. Dan het die moderator hom heel wat gepols oor Oekraïne en natuurlik die vraag oor of China druk op Rusland sal plaas. En dit het hy elke keer ontduik deur te praat van China wat verbind is tot vrede en dat daar 'n soort van onderhandelde skikking moet kom wat uit dialoog gebore word. Al die mooi woorde, maar geen verbintenis van China om sy kant te bring
sodat daar einde kan kom aan die oorlog in Oekraïne nie. En China hou van die belangrikste sleutels, né, want hulle is die belangrikste op hierdie stadium handelsvernoot van Rusland. So ja, tipiese soort van Chinese uitsprake, maar wel 'n baie belangrike toespraak ook, omdat wat Wang probeer doen het was om natuurlik daardie kontras tussen Amerika en China te skep en om die twee lande basies teen mekaar af te speel en eintlik indirek die heeltyd tydens sy toespraak die persepsie te probeer skep dat Amerika nie 'n betroubare vennoot is. Nou ja, na die Wêreldekonomiese Forum, of laat ek dit nog sê oor die Wêreldekonomiese Forum, die München Veiligheidskonferensie. Interessant was dat baie demokrate dit bygewoon het. Tot Hillary Clinton was daar gewees, Gavin Newsom, die gouverneur van Kalifornië, wat ek dink eintlik maar besig is om 'n veldtog te voer om president te word. Hy gaan definitief 'n kandidaat wees van die demokrate. Hy loop ook voor in peilings op die oomblik onder die moontlike kandidaate van die Demokratiese Party. Hy was daar op 'n paneel. Dan was daar 'n groot hoeveelheid demokratiese senatore wat dit bygewoon het. Van die buitelandse sake komitee, die mees senior lede van die demokratiese partye in die Senaat. Hulle was almal daar, ook van die Huis van Verteenwoordigers, geen Republikeine nie, want eintlik het die speaker gesê dat hulle dit nie kan bywoon nie, omdat daar onderhandel moes word oor 'n begroting vir die Departement van Binnelandse Veiligheid. Die demokrate het dit egter geïgnoreer, steeds besluit om te gaan, onder andere ook Alexandria Ocasio-Cortez, AOC. En gaan kyk gerus die video. Sy moes op 'n paneelbespreking 'n vraag beantwoord op Taiwan, wat 'n totale flop was. Sy het eintlik nie geweet wat om te sê nie, sy het gehoom, en gehap na haar woorde. Dit wys eintlik dat sy nie gereed is om op die internasionale verhoog te verskyn nie. So as sy aspirasies het, soos wat sommige mense beweer, om haarself beskikbaar te stel as kandidaat vir die Demokrate in die volgende presidentsverkiesing, was dit nie 'n goeie wegspring nie. Gavin Newsom moet ons dophou. Hy is glad met sy woorde, hy skep 'n goeie indruk, hy's charismaties en hy is reeds besig. Hy reis deur Amerika, kyk, hy tree uiteinde van verjaar, hy kan nie weer verkies word as Kalifornië se gouverneur nie, hy het nou 2 termyne gedien, hy het baie donateurs, baie geld agter sy naam. Hy gaan vir die Demokratiese Party waarskynlik 'n formidabele kandidaat wees in die verkiesing in 2028. So hou hom dop. Ek het 'n vermoede op hierdie stadium, 'n baie sterk vermoede, dat hy vroeg volgende jaar 'n aankondiging gaan maak as sy kandidatuur en dat min kandidaate hom regtig suksesvol kan uitdaag. Dat hy waarskynlik die demokratiese kandidaat in 2028 sal wees. Hulle was almal daar, so daar was baie Amerikaners. Daar was ook op 'n paneel 1 of 2 Republikeine soos Lindsey Graham, ook ek probeer nou die senator van Alabama onthou. Hy is 'n senior lid van die buitelandse sake komitee, ook van die verdedigingskomitee, maar hulle was almal ook op panele gewees, baie gesprek oor Oekraïne, en natuurlik baie van hierdie ou skool Republikeine, maar ook van die demokrate, soos Hillary Clinton en ander, wat die heeltyd gesê het, ja, maar Amerika moet meer doen om Oekraïne te ondersteun, wat dis wel 'n breuk is met die Trump-administrasie se huidige benadering. Maar ja, dit was 'n fascinerende konferensie. Na die konferensie, Marco Rubio wat vertrek het eers na Slowakye, waar hy Sondag met Robert Fico van die eerste minister van Slowakye ontmoet het, en toe Maandag met Viktor Orban van die eerste minister van Hongarye. 2 interessante ontmoetings, want dis 2 leiers wat bondgenote van Trump is, vriende van Trump, sentraal-Europese lande wat nader aan Amerika staan as byvoorbeeld Wes-Europese lande, en daardeur Amerika wat so bietjie 'n boodskap aan Europa ook stuur, en Rubio spesifiek om te sê, ons staan by ons vriende. Nou vir Orban was dit baie belangrik. Minder as 2 maande van nou af op die 12de April is die parlementêre verkiesing in Hongarye, en Viktor Orban se Fidesz-party is ver agter, met 15%, selfs meer as 15% in die peilings agter 'n nuwe party, TISA, deur Peter Magyar, voormalige bondgenoot van Orban,
wat sy eie party in 2024 opgerig het, sentrumregs soort van konservatiewe leie op baie punte relatief konservatief, maar tog wel 'n bondgenoot van die sentrumregse groepering in Europa, baie meer pro-EU en pro-Europese individu. En dit is, dink ek, Orbán se moeilikste verkiesing die afgelope 16 jaar. Hy is reeds 16 jaar Hongarye se eerste minister. Nou, indien Magyar die verkiesing moet wen, of sy party die verkiesing moet wen en hy eerste minister word, sal dit tot 'n wesenlike politieke verandering in Hongarye lei. So ons kan gerus dit dophou en ons sal in volgende programme verseker oor die Hongaarse verkiesing gesels. Ek wil nog net aan die einde van hierdie program wel 'n paar woorde sê oor die Afrika-Unie se beraad wat ook dieselfde tyd as die München beraad plaasgevind het. Nou ja, terwyl wêreldleiers bymekaar gekom het in München in Duitsland vir die München Veiligheidskonferensie, het Afrika-leiers, die meeste staatshoofde van Afrika se 54 lande in Addis Ababa bymekaar gekom. Addis Ababa in Ethiopië natuurlik die hoofkwartier van die Afrika-Unie. Ek lees 'n artikel wat daarna verwys dat die Afrika-Unie eintlik in sy swakste posisie nog is. En dis eintlik 'n tragedie. Daar's 'n stukkie ironie daaraan dat hierdie Afrika-Unie beraad plaasvind op presies dieselfde datums as die München Veiligheidskonferensie en dat Afrika eintlik in 'n groot mate afwesig was in München, waar daar oor belangrike geopolitiese kwessies gepraat is. Dis jammer, mense sou wou sien dat Afrika begin om sy regverdige posisie aan die tafel waaroor geopolitiek gepraat word in te neem. Maar Afrika beskik blykbaar nog nie oor daardie samebindende faktore en daardie vermoë om dit te doen, of dan ten minste sommige Afrika-lande of Afrika-leiers nie. Maar ja, goed, die Afrika-Unie beraad het plaasgevind. Die Suid-Afrikaanse president het ook na sy staatsrede soontoe gevlieg en 'n toespraak gelewer oor die noodsaak vir vrede. Nou ja, daarmee kan ons almal saamstem. As jy kyk, die bloedigste oorlog in die wêreld verlede jaar was nie die oorlog in Oekraïne nie, maar wel die oorlog in Sudan. Ons weet van al die konflik, die situasie in die DRK, wat ten minste op hierdie stadium so stabiel is, maar daar's altyd weer probleme ook in Kameroen en in Tigray in die noorde van Ethiopië, die voortdurende geweld in Nigerië, die probleme met terreur in die Sahel, al daardie lande, Mali, Niger, Chad, ja, daar's net soveel probleme tans in Afrika met voortdurende konflik, staatsgrepe, terreur, en dan sou mens eintlik dink dat die Afrika-Unie 'n baie groter rol moet speel, maar die Afrika-Unie slaag nie daarin om daardie rol te speel nie. Nou Suid-Afrika slaag ook nie daarin om sy posisie in te neem nie, die posisie wat eintlik 30 jaar gelede deur Suid-Afrika outomaties opgeneem is as soort van vredesmaker, die land met 'n sterk weermag wat kon gaan vredesmagte ontplooi in Afrika. Mens dink aan selfs nog na Nelson Mandela in die tyd van Thabo Mbeki, waar Suid-Afrika 'n soort van mediatorrol gespeel het, dikwels om 'n einde te probeer bring aan konflik. Nou ja, Suid-Afrika speel so 'n bietjie van 'n rol in Suid-Sudan, laat ek dit daarmee sê, want dit sal die teenargument wees. Ramaphosa wat daaroor ook 'n komitee lei rondom Suid-Sudan, en nou ja, ons hoop Suid-Sudan kan dinge daar kan stabiliseer en dat die probleme daar opgelos word, maar as dit kom by die oorlog in Sudan, speel Suid-Afrika geen rol nie. Die DRK was eintlik 'n vernedering vir Suid-Afrika. Ons moes vlug, ons soldate letterlik. Ons moes vyandige magte, die M23 rebelle smeek vir water. So Suid-Afrika se vermoë is ook verswak. En daarmee saam ongelukkig dis ook die hele Afrika-Unie, en dit dra by dan tot die onvermoë van Afrika om sy eie probleme as vaste land op te los. Dit is sleg. Dit beteken die Amerikaners moet inkom en vredesooreenkomste onderhandel, die Russe speel 'n rol in die noorde en die Sahel. Natuurlik weet ons China brei sy invloed geweldig baie uit, maar hy wil nie by die konflik betrokke raak nie. Dis altyd ekonomiese belang vir die Chinese, en natuurlik die Chinese president Xi Jinping, wat ook 'n opgeneemde video boodskap aan die Afrika-Unie beraad gehad het, waarin hy vrye toegang tot markte sonder tariewe beloof het aan alle Afrika-lande.
Wat hy natuurlik nie gesê het nie, is vir watter produkte dit is nie, want dit is wat die Chinese doen. So ja, ons kan dankbaar wees vir 'n klomp dinge wat ons kan uitvoer na China, waarskynlik binnekort sonder tariewe, maar dit is dikwels dan goed wat Afrika lande nie juis vreeslik vervaardig nie. Dit wat Afrika wil en kan uitvoer na China, kan hy altyd nie doen nie, dikwels nie doen nie. Ons sien dit met sommige van ons landbouprodukte ook. So, ek vat maar 'n bietjie Chinese aankondigings met 'n knippie sout. Mens moet altyd die fynskrif daar gaan lees. Maar ja, wel tog belangrik, dit bied 'n geleentheid. Ek hoop Afrika lande doen meer om daardie geleentheid op te neem. En wel te probeer om meer uit te voer na China, want verlede jaar het China se uitvoere na Afrika met meer as 20%, byna 25% toegeneem, terwyl Afrika lande se uitvoere na China met net meer as 5% gestyg het. So 'n reuse probleem. Afrika lande voer meer as dubbel soveel in uit China as wat hulle uitvoer na China. Daar's 'n reuse handelstekort met China en dit geld vir die hele Afrika vasteland. So die Afrika-Unie beraad bevestig eintlik die verswakte posisie van die Afrika-Unie en die onvermoë van Afrika lande om hulle eie probleme op te los. Maar dan 'n belangrike ander ding en dit bring my na aan die einde. En dit is, en ek het so iets te al daaraan geraak, Afrika en die Afrika-Unie se onvermoë om regtig 'n geopolitiese rolspeler te wees. Nou gaan almal sê, ja, maar wat van die G20 beraad is in Suid-Afrika aangebied, dit het 'n sterk Afrika tema gehad, hier was Afrika staatshoofde teenwoordig, maar wat het ook nou daarvan geword? Jy kan nou een Afrika of 'n G20 beraad in Johannesburg vir 'n dag en 'n half aanbied. Is Afrika volhoubaar, aanhoudend deel van geopolitiese gesprekke? Dit is 'n vasteland waar 'n kwart van die wêreldbevolking teen 2050 gaan leef. 13 van die 20 vinnig groeiendste ekonomieë gevind kan word. En ek kan aanhou die werklikhede, die onontginde potensiaal van Afrika, sy minerale rykdom, sy onontginde landboupotensiaal. Dit bly 'n vasteland van reuse onontginde potensiaal. Maar om regtig waar 'n rolspeler te wees, sal Afrika lande of die Afrika-Unie oor die vermoë moet beskik om 'n München veiligheidskonferensie of die Davos, die wêreldekonomiese forum geleentheid, of watter geleentheid ook al by te woon met 'n boodskap wat geopolitiese impak maak. En dit gebeur nog nie. So Afrika is 'n toeskouer tot die geopolitiese teater. Die magstryd tussen Amerika en China, Rusland en alles wat Rusland doen. Afrika kyk, Afrika word dikwels misbruik vir sy minerale. Afrika is afhanklik van humanitêre hulp of van ander lande om te kom vrede maak in Afrika. Maar Afrika beskik nog nie oor die vermoë om 'n werklik volhoubare geopolitiese rolspeler in die wêreld te wees nie. En dit moet verander. Dit is in die belang van Afrika en Suid-Afrika en almal van ons eintlik, dat dit wel in die toekoms moet verander. Hoe? Nou ja, dit weet ek nie. Dit sal ons moet sien hoe dit gaan gebeur. Interessant, ek het nie eens daarby uitgekom om te verwys na verlede week se besoek van die Amerikaanse adjunkpresident J.D. Vance aan Armenië en Azerbaijan nie. Nogals baie opvallend. Die mees senior Amerikaanse of regeringsleier wat die twee lande besoek het. Ons kan gerus dit dophou. Dis 'n interessante stuk politiek. Dis 'n gebied wat in Rusland se invloedsfeer val, Wes-Asië. Ons weet al die spanning wat daar bestaan in die oorloë, alles na die einde van die Sowjetunie, die oorlog met Georgië, die oorlog tussen Armenië en Azerbaijan, al die uitdagings daar. Baie interessant dat Amerika so 'n toenemende rol daar speel en sterk verhoudinge nou met Armenië en Azerbaijan handhaaf en natuurlik 'n vredesooreenkoms tussen die twee lande bemiddel het. So, daardie was ook 'n interessante besoek, ook binne die soort van geopolitiese konteks. Maar goed, ons het vandag al baie gepraat. Dit is hierdie week se episode van Wêreldwys hier op Marula Media. Deel asseblief hierdie episode met julle vriende, waar ook al jy kan, of dit nou is op jou WhatsApp status op Facebook of X of waar ook al anders. Teken in, lewer gerus kommentaar. Baie dankie vir almal se kommentaar. Ek gaan lees dit elke week alles. Groot waardering daarvoor op Marula Media, ook op YouTube en elders. Dit is lekker om te sien dat daar elke week 'n paar duisend mense kyk en luister. As mens so YouTube en Spotify
Spotify en Apple Podcasts bytel, dan het ons 'n hele klompie duisend mense wat elke week na Wêreldwys kyk of luister. Ek groet julle tot volgende week. Totsiens.